Heiligmaking benodig eerlikheid. Jy moet weet waar jy ellendig is, jy moet weet waarin jou sonde vasklou. Welkom by Om die Woord. Ek is Teens de Bruin, julle gasheer vir hierdie episode en saam met my is Skalk en Alistair en Pieter. Baie hartlike welkom aan julle. Dankie. Ons gaan dan in hierdie episode gaan ons praat oor vraag 3 van die Heidelbergse Katekismus. Ons het die vorige 2 episode stilgestaan by vraag 1 en 2 onderskeidelik. En ons het daar gehoor van die katekismus wat 'n troostboek is. Alles wat in die katekismus staan daar met die oog op 'n getrooste lewe. Om getroost te kan lewe, sê die katekismus dan jy moet 3 dinge weet. Hoe groot jou ellende is, hoe jy daaruit verlos word en hoe jy in dankbaarheid vir die verlossing lewe. En dan is begin vraag 3 by die eerste deel, by die sogenaamde ellende kennis. En dan is die vraag, waaruit ken jy jou ellende? En die antwoord is kort en kragtig uit die wet van God. Maar ek dink ons moet dalk eers stil staan by die vraag, net mooi onderskei. Die vraag sê, waaruit ken jy jou ellende? En uit ons, dis baie geëik in gereformeerde kringe, as ons praat oor die 3-deling van die katekismus, praat ons maklik oor sondekennis, eerder as ellendekennis. En ek dink ons moet dalk 'n bietjie die vraag hanteer, is sonde en ellende sinonieme? Ek sal graag van my mede-aanbieders wil hoor. Ja, hulle is sinonieme. Dit is interessant, as jy kyk na die groot troos wat ons in Openbaring 21 kry, deel van daai troos is dat die wat sonde doen, nie daar kan wees nie. So as ons sonde gaan skoongewas word en ons gaan volkome wil lewe, so die feit dat deel van die troos is daai volkomenheid van geen sonde nie, lei na die totale heerlikheid wat ons gaan beleef, wys dat sonde is die teenoorgestelde daarvan. Sonde is ellende, want sonde bring ellende. Dis weens die sonde dat die wêreld in ellende is, dat ons ellende voel. Want as iemand ons leed aandoen sondig hulle, as ons iets aan onsself doen en maak ons ellende het ons, is daar so 98.5% kans dat ons gesondig het. En ook sonde is die teenoorgestelde van God se wil. En God se wil is goed. So dit wat die teenoorgestelde van goed is sleg. So sonde is ellende. Alistair, jy wil ook antwoord. Ja, nee, ek wil net opwys dat ek stem saam met Pieter se beredenering, dat sonde is om uiteindelik die geregtigheid van God te mis of die goedheid van God se wil te mis. Ek dink dis ook hoe die Bybel sonde dan nou as woord verklaar, dis om die merk te mis, die presiese merk van God se geregtigheid. Maar die ellende is dan nou die geweldige hartseer lydende toestand waarin nie net ons nie, maar die skepping verkeer as gevolg van die sonde. Daarom dink ek, sou ek die 2 sinonieme noem nie, maar die 2 baie nou mekaar verbind, omdat die een op die ander volg. Ek sou dit nou so sien, dat jy het sonde, en jy het 'n gevolg van haar sonde, wat dan nou ook hierdie toestand teweegbring. Ja, opvallend die woordjie ellende, die woordjie ellende sê dat dinge uit plek uit is. Ja. Dis nie soos dit hoort nie. So ellende is uiteindelik groter as die sonde. Ek dink jy sou seker kon sê, Alistair het nou mooi gesê, dit gaan oor die gevolge van die sonde, en Pieter het gesê dat die een vloei uit die ander een voort. So ellende kennis
ellende self gaan oor die sonde en die doodsontbinding wat daarop volg, nê. Sonde en die gevolge daarvan. En ek dink ons moet praat oor hoekom juis die woord ellende in die katekismes staan. Hier in vraag 3. Hoekom gaan dit hoekom is die woord wat gebruik word dan nou nie sonde nie, maar die konsep wat na vore kom is juis ellende. Ja, as ons daaroor kan praat. Ek dink ek dink as ons nou kyk na die woorde sonde en ellende, sonde is meer dit wat jy doen, ellende is meer dit wat jy is. Sonde is jou dade, en sonde is wat jy doen, maar ellende is dat jy nie net sonde doen nie, maar dat jy in sonde gebore is, ontvang is in hierdie wêreld. Dat jou sonde strek tot meer as net jou dade, soos wat Christus ook sê. Moord, die oortreding van die 60 gebod van moord pleeg is nie net dat jy jou broer doodslaan nie, maar is daar waar jy jou broer selfs haat. Dit is nie net wat jy doen nie, dit is wat jy in jou binneste is as jy ellendige. Dat jy deurtrek is en vuil is in die sonde. En Christus kom dan uiteindelik oon te maak van dat. Ja, as we nie vergeet, is dit by vraag 3, so net 2 vrae terug het vra, wat is die enigste troos in lewe en sterwe? Hierdie is ook 'n trooslyn. Hoe word jy van jou ellende verlos? Hoe ken jy jou ellende? En dan lei dit dan wel na hoe word jy verlos? Verlos, woord is moeilik. So dis ook steeds in die trooslyn. Om getroos word van jou ellende, moet jy weet wat die ellende is. Ja, ek wil dalk net hier aanhaal die gedeelte oor die ellende, wat mense nogal dink oor die gejaag na wind, die gedeelte van 1 Korintiërs 15 wat nou nogal sê, maar as die opstanding van Christus nie waar is nie, as dit nie gebeur het nie, dan is ons die ellendigste van almal. En die ellende sien mense nou veral in die mense, kom ons sê dit by die wêreld se soeke, nee, die geweldige ellende waarin hulle verkeer. Dit hulle, kom ons sê dit in eksterne faktore soek. Dit kan materialisme wees, dit kan identiteit wees, dit kan ander godsdienste wees. Dit kan wat ook al wees. Die ellende daarvan is dat hulle nie by die Here uitkom nie. Dat hulle hierdie gejaag na wind het, hierdie geswoeg, hierdie gesweet, hierdie arbeid, en die ellende daarvan is dat hulle nie los kan kom van die sonde nie. Hulle kan nie weg daarvan kom nie, en uiteindelik kom baie min van hulle uiteindelik by die regte antwoord uit, dit is Christus. Christus wat alleen die enigste weg, waarheid en lewe is. Ja, ek dink Alistair maak 'n baie belangrike jy raak 'n baie belangrike punt aan, nê. Die wêreld sien ellende. En ek dink ons kan eintlik sê, nê, die wêreld is behep met ellende. Maar wat die wêreld misken is die oorsprong van die ellende. So die akkurate ellende kennis is by die wêreld nie teenwoordig nie. Die ellende word dikwels toegeskryf aan onregverdige behandeling in die geskiedenis, nê, of die wortel van armoede. So daar's baie ellende wat raak gesien word, ellende wat bespreek word, maar dit word nie reg geken nie, want dit word nie uit die geloof geken nie. En dan bring dit ons eintlik by die volgende punt, nee, by die antwoord op vraag 3. Waaruit kan 'n mens dan jou ellende ken? Jy kan dit nie ken deur om jou te kyk, jy kan dit raak sien deur om jou te kyk. Jy gaan die ellende sien. Maar jy ken die ellende reg wanneer jy dit sien in die lig van God se wet. En ek dink ons moet die vraag behandel, wat is die wet van die Here
in wese, nie wat is die inhoud van die Here se wet nie. Daarby kom ons by die volgende vraag, maar wat is die wet van die Here? Ja, as ek net hier dalk iets baie kort kan sê, sien 'n mens nogal in die wet van die Here dat dit 'n openbaring is van die Here se volmaakte geregtigheid. Die Here het daar vir ons 'n standaard gegee, wat dit dan eintlik moet dien as riglyn, as spieël. Ja. Ja, ek dink so dit is dink ek fantasties om te weet, nee, die wet openbaar die Here se geregtigheid, die volmaakte openbaring van wat hy wil. Ja. Maar opvallend, 'n spieël, nee, so as jy in 'n spieël kyk, dan sien jy jouself, en as jy in die wet van die Here inkyk, dan sien jy jou sonde en jou tekortkominge. Maar 'n spieël is iets waarvan 'n mens wel nog kan wegloop, nee. As ek in die oggend in die spieël kyk, dan kan ek sien ek is nie geskeer nie en ek hoef niks daaraan te doen nie. Ek kan wegloop en die spieël gaan niks verder doen nie. En daar is wel 'n groot die wet van die Here is nie soos dit nie. Ons sien daarin ons ellende, ons sien daarin ons sondes, ons tekortkominge, maar dis nie iets waarvoor jy gaan kyk en dan loop jy net weg daarvan nie. Iets daaroor dalk, van een van julle. Ek dink net, ekskuus, belangrik oor die spieël, die beeld van die spieël, word daarmee nie bedoel dat die spieël die standaard van God is waarna jy kan kyk en jouself daarom vorm nie. Ek dink wat dit wys is dat jy is geboei deur die sonde, deur die heerskappy van Satan. Hierdie spieël staan voor jou en al wie jy daarvan kan losmaak van hierdie boeye, al wie jy kan vrymaak is Christus. En dit is uiteindelik hy wat sê, maar jy hoef nie in die spieël te kyk nie. Ek het voor die spieël gestaan en daai korrelasie is perfek, die geregtigheid van God in Christus, en dit word aan ons toegereken. En daarom die spieëlbeeld neem te sê, ek staan voor die wet van die Here om so getrou as moontlik in my werke geloof hieraan te voldoen om die Here tevrede te stel nie. Dit is glad nie. Dit is om te sê, maar in hierdie spieël sien ons die werk van Christus. Ons sien Christus daarin, dit wat hy gedoen het, dit wat ons nooit kan doen nie, maar dit wat hy nou vir ons gegee het. En net om weer eens kortliks aan te sit by vorige punt, ons sou nie daai regte oplossing vir ellende kon kry as ons nie weet wat die ellende is en waar dit vandaan kom nie. So dis weer eens net, jy sê nie dat Christus kom, as jy nie geweet het dat jou ellende is sonde nie, of is die gevolg van sonde nie. Ja. Uiteraard, nee, ek dink om af te sluit op 'n laaste vraagstuk waaroor 'n mens net kan dink, 'n mens kan baie maklik as jy die katekisme so kyk, dan verval in so halwe lineêre volgordelike patroon van dink, nee, is okay, ek ken nou my ellende en dan word ek verlos en ek is dankbaar en ek dink nooit weer aan my ellende nie. Iets daaroor is, moet jy as jy glo, nee, en as jy 'n lewe van dankbaarheid leef, nee, en as jy in gemeenskap met die Here leef, is ellende kennis iets waarmee jy jouself as gelowige moet besig hou, iets waarin jy steeds moet verdiep. Heiligmaking benodig eerlikheid. Jy moet weet waar jy ellendig is, jy moet weet waarin jou sonde vasklou. So 'n gelowige moet terugdink aan sy ellende, want jy moet eerlik met jouself wees en weet waar jy moet groei, en ook jy moet jouself herinner van wat jy verlos is. As dit iets is wat verbygegroei het, iets is wat jy redding, as jy moet weet wat jy van verlos is. So jy terugdink aan jou ellende, aan jou natuurlike staat, kan daarmee help. En dit kan ook jou help om nog verder te groei en gehoorsaamheid en heiligmaking. Ja. So dit is interessant, ons het
dink dis 'n storie van Christie Coetzee of Vloeber, ek kan nie onthou wie die storie vertel het nie. Hulle het nou nie self my vertel nie, maar ek het nou deur oorlewering die storie gehoor. Dit is 'n student wat na hulle toe kom en men het toe nou gevra, maar as die Heilige Gees ons heilig en ons al hoe meer heilig maak, is daar dan 'n punt wat ons gaan bereik waar ons dan nie meer sondig nie. En die prof se baie skerp en ek dink se baie waar antwoord, nê. Hoe groter jou hoe meer jy groei in heiligmaking, hoe groter word jou sonde besef. So as jy hier op 20 jaar oud staan en jy het nou gesê, maar goed, ek gaan nie oneties wees in die werksplek nie, en ek gaan dalk ophou myself vergryp aan drank. Dan is dit goed en dit is reg. Maar later op 50 kom jy al hoe fyner en fyner die sonde agter wat jy nog steeds doen. Of dit in jou woorde is, of jou denke is, of in jou hartsbegeertes is, daai verfyning tot in die kleinste besonderhede van die sonde word dan al hoe meer heilig. Maar hoe meer jy groei en heilig maak, hoe groter word jou sonde besef, nee. So daar's uiteindelik in hierdie lewe nie 'n punt waar jy gaan bereik waar jy nie meer gaan sondig. Ja, so die elende kennis bly relevant. Deur jou hele lewe hier op aarde, want die elende bly relevant. Dit bly in jou teenwoordig totdat jy dan nou sterf. Of ons dalk seker eerder kon sê, nee, tot by die verheerliking is die elende iets wat relevant is. Maar ek dink ons kan dan daarby volstaan. Baie dankie aan elkeen van julle, Skalk, Pieter en Alistair, en baie dankie aan ons luisteraars, en dan sien ons julle 'n volgende keer. Totsiens. Totsiens. Okay.